Hartlike goeiemôre, is nou net so 6:30 se kant. As jy by ons aangesluit het, sê ek vir jou, ek hoop jou koffietjie is reg en jy is reg om die res van hierdie oggend saam met ons te kuier. Ek moet vir jou sê, ons het die sekuriteit behoorlik moes opskerp aan hierdie kant by Goeiemôre Good Morning se ateljee, want anders was ons oorweldig deur die see van aanhangers wat natuurlik buite die ateljee staan en pick me, ons wil 'n handtekening hê, ons wil 'n foto neem. Want hy is hier niemand anders nie as die Nieu-Seelandse bowler Neil Wagner. En hy is reg om met Arnold Geerts te gesels. Oor na jou daar aan die sporttafel se kant, Arnold. Dankie Pieter, maar jy praat eintlik van jouself want dis almal wag vir jou om te kan. Môre Neil, lekker om jou saam met ons te hê. Baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit regtig groot eer om jou saam met ons te hê. Wat maak jy op die oomblik in Suid-Afrika eerste? Ja, obviously baie familie nog wat in Suid-Afrika bly. My ouers, my vrou se ouers, ons broers. Hulle het ook almal klein kinders. Ons het 3 kinders onder 5. So baie van dit was deur die COVID tyd gewees. So baie van ons familie het ons kinders ontmoet nie. So besluit ek's nou 'n bietjie aan die einde van my loopbaan en daar's 'n bietjie tyd wat af is wat mense altyd kry wanneer jy so speel nie en die wêreld rondtoer nie. Soos lekker om my tyd te benut en familie te bietjie te kom kuier. Toe jy halt geroep het op toetskriket so amper 3 jaar terug, jy het aanhou speel en jy speel nou weer. Jy het nou net klaar county cricket gespeel en jy gaan weer vanjaar verder speel. Ja, ek het nou klaar gemaak in Nieu-Seeland. Met hulle domestic cricket daarso. Ek het vir Northern Districts daar gespeel. Ek het trofee gejaag wat ek vir 17 jaar daar nie kon wen nie en uiteindelik het ons dit gewen wat nogals 'n tik van die bucket list af is wat lekker was en ja, so ek het klaar gemaak in Nieu-Seeland. Dit is tyd vir die jonger ouens om deur te kom en hulle geleentheid te gee. Die pond is lekker sterk, so mense jaag 'n bietjie Engeland toe. In die einde van jou loopbaan om county cricket te speel is iets wat ek regtig baie geniet. Die challenge daar is om in Engeland te gaan speel met 'n ander bal, die Duke bal en dinge soos dit. Is baie lekker. So ek nog een ding push in my. Raak nou 'n bietjie aan die ouer kant. En dan sal ons daarso sien waar vorentoe. Jy was op Affies en jy het saam met 2 van die groot geeste, Faf en natuurlik AB gespeel. Wat onthou jy van daai dae? Ja, ons was baie bevoorreg. Faf, AB, Heino Kun het vir Suid-Afrika gespeel. Daar's soveel ouens. Ek dink ek was baie gelukkig en bevoorreg om op 'n groot skool soos daai, ek dink daai platform te kry, die geleenthede te kry wat ek dink dit geset het waar jy ek dink dit die beste in die land gespeel het. Dit het ongelooflik gehelp. En ja, ek het my tyd op Affies baie geniet, die tradisies en dinge en Nieu-Seeland het vir my, my aanraking gevat want ek dink dis iets wat baie selfde is soos ons die tradisies is daar en altyd die All Blacks kyk, die All Blacks Springbok rivalry en en Affies met daai sterk tradisies was iets wat my aangestaan het. So ja, AB, ek meen was baie snaaks om teen hom en Faf op die internasionaal teen mekaar te speel en na so baie tyd in skool saam op 'n cricketspel spandeer het. Dit was nogals 'n bietjie snaaks en 'n challenge geweest in itself, maar ja, baie goeie memories in my sin. Hoe moeilik was dit om 'n Nieu-Seelander te word? En ek praat van jou emosies, nie al die tegniese dinge wat daarmee saamgaan nie. Eerstens 'n ouetjie wat nat agter die ore is en dink jy is die beste en wanneer jy jonk is, jy's bietjie gullible. Afrikaans was sterk, Engels was obviously my sterk punt toe nie. Om jou tasse te pak en oor te beweeg na 'n ander land om jou droom te jaag, was definitief nie maklik nie. Sy challenges hard, dis verseker so. En ja, ek dink die mense daar was amazing, hulle het my baie gehelp, baie ondersteun. Naderhand 17 jaar later daar, nooit weer teruggekyk nie. Daai platform daar geskep, die geleenthede geskep vir my om my droom te kon uitleef, ten volle en op die hoogste vlak cricket te kon speel wat ek ongelooflik dankbaar is vir. Ek wil net hê ons kykers moet daarom hoor, your English has improved a heck of a lot from when you left here. Just talk to me about the 6th of April 2011 and that world record with the 5 wickets and the 1 over. That must have been unbelievable to see the ball come out like that. Yeah, full snacks in my yeah, one of those things that you don't really try and plan or think about is trying to take 5 wickets, 1 over. That's just one of those things that just happen on the day. It's one of those days where the game just went nowhere, nothing sort of happened, and all of a sudden things just unfold. You get in a bit of a zone, and before you know it, 1 wicket happens, 2nd wicket happens, and the rest is sort of history. You never go out to try and set world records, but end of the day, it's nice when those sort of things happen. It's the silver lining, I think, it goes with sport.
Brendan McCullum het jou sy workhorse genoem. Ek wil jou 'n rondom talie vraag vra. Jy was bekend oral. Jy sal 20 beurte teen die windbal, maak nou nie saak, hulle kan vir jou aanhou die bal gee, jy gaan iemand uitbounce, jy gaan jou beste doen. Is dit 'n diep gesetelde Afrikaanse ding wat uitkom? Ja, I mean, ek is amper 40 jaar oud nou, amper helfte van my lewe was in Nieu-Seeland, maar ek meen, Suid-Afrika was 'n groot opbrengs van jou, waar jy gekom het deur, obviously skole, praat van Affies, toe by Tuks speel, die dinge wat jy deurgaan in hierdie land, maak jou sterk en gee 'n bietjie 'n harde vel, om met sulke dinge te kan deel, en dit het definitief 'n groot rol gespeel, daai opbrengs van jou Suid-Afrikaanse agtergrond, en ek dink dan, om jou tasse te pak, Nieu-Seeland toe te gaan, aan te pas. Daai het ook 'n groot rol gespeel in wie jy word en wat jy word. Brendan was 'n ongelooflike leier gewees. 'n manier gevind om jou 10 voet tall en bulletproof te laat voel. Jou te laat voel wat ook al jy doen, jy is die beste in die wêreld om dit te doen. En ja, vir lank het ek probeer compete en ek wou nommer 1 wees in die wêreld, of ek het probeer my eie doelwitte stel en my goals set en dinge wat ek wou achieve, en daar rukkie gevat om agter te kom dat daar's iets groter in 'n span as net jouself. En hy was die groot drywer agter dit, en sodra jy begin besef dat jy speel vir mekaar en die ander ouens rondom jou, en hoe kan die mense mekaar komplementeer, het ek 'n ander rol gevind, deur baie kortballe te bal, en spel in die wind in te bal, en hy, die waardering wat hy gevoel het as 'n kaptein vir daai rol wat jy gedoen het, het gemaak dat jy deur 'n brick wall wil hardloop vir hom, en daai rol definitief makliker gemaak. So ja, ongelooflike leier, soveel respek vir hom, en 'n ongelooflike vriend. As jy moet kies, toetskriket, T20 of eendag kriket? Toetskriket, Hoekom? 100%. Ek het net 'n kort rukkie terug T20 game gespeel. Nie 'n great dag gehad nie, voel nie great nie. Vat 3 vir 20 en jy dink hoe. Daar's baie luck wat met die game gaan, dit is baie opwindend. Ek dink is meer vir die crowd. Maar toetskriket is waar jy getoets word. Vir 5 dae, jou talent, jou grit, dis waar jy getoets word, en ek dink gereid word se kriketer. Dis hoekom hulle dit 'n toets noem. Neil, baie dankie vir jou tyd. Dit was eerlik 'n ware eer om jou hier te hê, en sterkte vir wat voorlê. Baie dankie, aan waardeer dit. Pieter, bounce om. Baie dankie manne, alle kragte. Nila, jy sal altyd vir ons trots Suid-Afrikaans bly. Jy moenie weggaan nie. Net hierna gesels ons met Tuis en hoor wat gaan aan in die wêreld van finansies. Goeiemôre.